Goed dat ons routines regeer ons lewens. Jou routine bepaal elke dag wat jy doen, waar jy dit doen en wanneer jy dit doen. En omrede ons routines ons lewens so domineer, is dit nie maklik eintlik om jou leefwêreld objektief na regte, na waarde te evalueer nie. En wanneer ek praat van ons leefwêreld, wil ek vanoggend stil staan by 3 areas. 3 leefwêrelde, as ek so kan stel. Die eerste is my persoonlike leefwêreld. My lewe, my tydvak. Waar is ek in my lewe? Begin, middel, einde. Die tweede een gaan ons dan kyk na die tydsbedeling van die kerk in Suid-Afrika. Hoe lyk die kerk in Suid-Afrika? En derdens, die wye wêreld, die res van Suid-Afrika, die wêreld daar buite. Hoe verloop jou lewe? Aan die begin van ons adolessensie, lank gelede vir sommige van ons, het ons uitgesien en bietjie bang gewees vir die lewe wat vir ons wag. Die lewe buite die ouerhuis. En dan, voor 'n mens jou oë eintlik uitvee, is jy getroud en begin jy werk. En dan 'n paar jaar later is jy 'n ouer en so stap die lewe aan. Na ouerskap begin die kinders een vir een uit die huis uit hulle eie lewe bou. Dan die middeljare, aftrede en aanpassing vir die einde van hierdie lewe. Hierdie fases laat 'n mens by tye dink aan jou lewe. Waar is jy? Wat gaan aan? Waarvan hou jy in jou lewe? Waarvan hou jy nie? Wat bid jy dat die Here anders in jou lewe sal maak? Wat hy moet wegvat of wat hy moet insit? En saam hiermee die area van die verloop van ons lewe, baie meer subtiel, ons geestelike lewensverloop. Hoe ons geestelike lewe groei. Die kennis wat ons ingroei wat betref ons Christendom. Wat behels ons Christendom? Hoe ons toepas die Christenwaarhede in ons lewens, veral genoop deur omstandighede. Dan begin 'n mens vashou aan die ankers van jou geestelike, jou Christelike Christendom en Christelike lewe. Hoeveel het ons gegroei in ons geloof in die Here? Hoeveel vertroue het ons geestelik gesproke dat ons krisisse geestelik sal kan hanteer? Hoe kan ons onsself beter verwoord soos die tyd aanstap wat betref die basiese aspekte van ons Christendom? Wat is byvoorbeeld Goeie Vrydag, Paasfees? Hoe gaan ek hemel toe? Ons geestelike paraatheid, ons geestelike gereedheid, ons geestelike verantwoordelikheid is ook iets wat groei. Dit groei so subtiel op die agtergrond saam met die verloop van ons lewens. En dan het ons die dominee wat vir ons help, wat vir ons verduidelik, wat vir ons laat bou aan ons fondament waarop ons staan. Dit wat jy agterkom wanneer 'n krisis opduik, dan sien 'n mens baie goed hoe lyk jou fondament as 'n Christen? Hoe sterk is jou geloof? Waar is jou vraagtekens? Waar het jy behoefte aan inligting, bystand, die dominee se gebed, die dominee se bystand? Hoe lyk dinge geestelik in jou lewe? Dit is ons geestelike paraatheid, gereedheid, geestelike volwassenheid. Ons staan eers stil vanoggend by Romeine 13 vers 11 tot 14. Boonop ken julle die bestemde tyd. Bestemde tyd is die afgespreekte tyd, vasgestelde tyd. Soos jou vasgestelde tyd is die tyd wat jy oggend wakker word om op te staan om werk te gaan. Julle ken die bestemde tyd dat die uur reeds daar is om uit die slaap wakker te word. Nie fisiese slaap nie, figuurlik gesproke. Ja, ons verlossing is nou nader as toe ons tot geloof gekom het. Die nag het reeds ver gevorder, figuurlike nag, die tyd van donkerte, die tyd van die donkerte van die mense sondige bestaan, het ver gevorder, is amper dag, in terme van Jesus se terugkeer aarde toe. Dis wat hier aan die gang is, die konteks. Jesus se terugkeer aarde toe. Kom ons doen aan afstand van die praktyke van die duisternis daai nag en trek die wapenrusting van die lig aan. Maak onsself sterk om in die lig te staan.
om weerstand te bied teen die aanvalle van die Satan. Kom ons leef betaamlik, soos dit moet, soos in die dag, nie in die nag, waar 'n mens, daar praat hy van gevyf in dronkenskap. Nie met gevyf in dronkenskap nie met ontug en losbandigheid nie met rusie en afguns nie. Bekleed julle egter met die Here Jesus Christus en maak nie voorsiening vir julle sondige aard om sy drange te bevredig nie. Paulus wys hier voorsitter op die belangrikheid dat Christene die tyd reg interpreteer. Ons moet sien wat gaan aan rondom ons. Dis eintlik skokkend as 'n mens Paulus se briewe lees en sy taksering, sy evaluering van die wêreld rondom hom. Hy waarsku oral oor, hier veral, Christene, wees gereed, wees gereed, wees gereed. Dis al baie ver aan die bestaan van die mensdom op aarde. Jesus kan enige oomblik kom. En hier is ons 2000 jaar later. 2000 jaar later, dieselfde boodskap. Hy herinner ons, onthou, ons is op 'n oorlosie. Ons is besig met 'n ander roetine, 'n geestelike roetine. Jy's hier vanoggend omdat dit deel is van jou roetine, jou geestelike ingesteldheid, jou geestelike prioriteite. Sê vir jou, jy is hier en moet hier wees. Die feit dat jy hier is, getuig van die Here in jou lewe, maar dis hy wat aan jou hart klop en vir jou sê, gaan kerk. En dis wat Paulus vir ons wil op die voorgrond trek. Moenie net staar teen jou roetine in jou dag nie. Trek in die geestelike roetine, die geestelike moedsermonies. Ons moet daarop let om so op te tree dat ons reg is vir Jesus se koms. Dis alles in een sin gesê. Daardie tyd is Christene algemaan op Jesus se terugkeer. Hulle moet wakker word uit die slaap van onbewustheid. Hy sê julle lewe so onbewus van Jesus. Julle is nou Christene en dis vir julle al. Nee, die feit dat alles eindig vir alle mense wanneer Jesus kom en julle dan saam met alle ander mense geoordeel word in terme van hoe julle gelewe het, moet veroorsaak dat julle so lewe dat julle gereed is. Ek is gereed om môre op te staan. Ek het 'n huis, ek het 'n dak, ek het 'n bed, alles is daar. Ek is gereed. Ons moet gereed wees op in terme van ons geestelike lewe. Los die praktyke van die duister, maak nie voorsiening vir julle sondige aard nie. Moenie verlief neem met dinge wat verkeerd is nie. Moenie gewoond word daaraan nie. Moenie vir jouself sê, ag, dis nou maar ek kan dit nou nie help nie. Die Here sê, ons moet erns maak. Ons moet geestelik verantwoordelik lewe. Ons moet werk maak met wat verkeerd is. Moenie dat dinge wat verkeerd is bly nie. Vat dit in gebed na die Here toe. Die groei in lewenservaring wat ons opdoen, moet hand aan hand gaan met groei in geestelike gereedheid. Ek hou van die woord praat. 'n Soldaat wat opgelei is praat vir oorlog, gereed. Of as jy wil, geestelike volwassenheid. Ons moet daartoe beweeg. En een manier is om in my gebed in te sluit, Here, laat ek so lewe dat ek reg is as U kom. Die tyd is naby, my broer en suster. Daar's geen manier, ek moet dit eintlik nie sê nie. Kom ek stel dit so, my broer en suster. Ek werklik verwag dat die Here se terugkeer gaan plaasvind binne die volgende 50 jaar. En dis baie konservatief, baie liberaal geskat. Ek sal nie verbaas wees as die Here sal terugkeer binne die volgende 15 jaar. Ek sukkel eintlik. As daar nou een ding is wat ek nie daarin slaag om van weg te kom nie, is om te preek om julle te waarsku oor die toekoms. Ek verstom my elke Sondag daaroor. Ek verstom my hoe ek begin by onderwerp A
En voor ek sien is ek by die ding, onderwerp B. Eerste vraag, ons lewensverloop saam met ons geestelike lewensverloop. Nou is ons by die tweede vraag. Kom ons kyk 'n bietjie na die situasie in die Hoofstroom kerke. Ek praat nou nie van ander skleurige kerke in die broersuster omdat ek geen kennis het van hulle nie. Ek kan nie iets oor hulle sê nie, maar ek fokus spesifiek op ons Hoofstroom kerke, bedoelende die NG Kerk, die Hervormde Kerk en die Gereformeerde Kerk. Ons praat ook van die susterkerke. Susterkerke omdat ons in terme van die leer, ons beskouing van die godsdiens, ons verkondiging en verstaan van die Bybel is geweldig na in mekaar. Daar is net klein goedjies verskil. Musiek is die een, die ander een is in terme van die ampte, wie kan die ampte? Dit is so min verskil. In daardie Hoofstroom kerke het ons die afgelope aantal jare geweldige veranderings gesien. Ek is by 1 Timoteus 4 vers 1. Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste dae sommige mense van die geloof afvallig sal word, omdat hulle ophou met dwaalgeeste en leringe van demone. Dit pas vir my as dominee, as Suid-Afrikaner, iemand wat gesien het wat hier aangaan, wat nou al lekker senior is en baie jare ondervinding het, pas hierdie vers soos 'n handskoen, die regte handskoen aan 'n hand, pas dit by die susterkerke. Hoeveel miljoene voormalige lidmate, broer en suster, van hierdie kerke daag eenvoudig nooit meer op by 'n erediens nie. Hoeveel plattelandse kerke sukkel, hulle kan nie meer 'n dominee bekostig nie, want die lidmate is nie meer daar om finansiëel die kerk te ondersteun nie. Dit het so erg geword dat die NG Kerk dwars deur Suid-Afrika van sy reëls oor dominee se bediening moes skrap en verander. Die reëls was, as jy 70 is, kan jy nie meer in 'n pos staan nie. Jy kan nie meer in 'n bediening staan nie. Jy kan hoogstens 'n geleentheidsspreker wees. Eenmaal, tweemaal, driemaal 'n jaar help jy uit. Nou is die reëls verander, want daar is soveel dominees 70 en ouer soos ek self wat lidmate in hulle gemeentes wil hou, want dit is al wat hulle kan bekostig. As die dominee klaar sy pensioen het en hy sy medies, dan kan ons vir hom ou geldjie gee, dan kan ons hom bekostig. So erg het dit geword in ons land. Hoeveel voormalige NG lidmate by suster aanvaar sommer so verdraaide leerstellings wat hulle by welvaartskerke en ander paddestoelkerke opdoen. Ek het rukkie gelede met een weer te doen gehad wat hier gesit het. 'n Voormalige lidmaat. En hulle is hier weg want sien, hulle was nie belangrik genoeg geag deur ons nie. Dis dan belangrike mense daar. Nou staan hulle in die diens van hierdie kerke wat die Here het in gebied. Hulle verklaar eens vir jou sommer net so, vandag het ek die Here se seën afgebid op hierdie gemeenskap, of die Here se seën afgebid op daai gemeenskap. Dit verstom my hoe mense wat wegkom van gesonde leer, hoe vinnig hulle val vir leuns. Hoekom in daai geval? Sien, daai mense, ons is nou, kyk, ons is baie belangrik in hierdie gemeente. Ons doen daai taak en daai taak en daai taak. Mense wat so soetkoek opvreet, valse, onchristelike opvattinge. En die Bybel sê, waar kry hulle dit vandaan? Demone. Bose geeste. Bose geeste is die Satan se onderwysers, wat vir almal wat nie hier wil wees nie, leer die leuen en hulle help om dit te glo. Valse leringe oor byvoorbeeld wat is geloof en wat is nie geloof nie. Hulle val so maklik word die prooi van Satan
se verkragting van die evangelie wyd en suid by al wat 'n paddastoelkerk is. En so waarsku die Bybel vir ons, voor Jesus terugkeer, gaan daar baie valse dominees wees. En mense gaan vir hulle valse dominees kry wat preek wat hulle wil hoor. Soos in Amerika, soos in Kimberley. Hy vertel vir jou net wat jy wil hoor. Dis so lekker by daai kerke. Dominees praat nooit oor sonde nie. Nooit nie. Trap nooit op iemand se toon nie. Verskriklik versigtig. Professionele mense wat die Bybel afwater en tot niet maak en weg verduidelik. Ons is by die laaste vraag, die wêreld daar buite. Hoe lyk die wêreld daar buite? 2 Timoteus 3, my broer en suster, vertel vir my, hoe lyk die wêreld daar buite? Dit moet jy weet, in die laaste dae gaan daar moeilike tye kom, wat die mense sal sigtig wees. Geldgierig, grootpraterig, aanmatigend, godslasterlik, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, goddeloos, ongevoelig, genadeloos, beledigend, sonder selfbeheersing, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, hooghartig, lief vir plesier op 'n Sondagoggend eerder as vir God. Mense wat wel 'n skyn van godvreesendheid het. O ja. Kyk, hulle is mos nou suksesvol sien. Hulle is mos nou goeie mense. Maar wat die krag van godvreesendheid misken, bly weg van sulke mense. Bly weg. Broer suster, met daai mense moet jy nie probeer praat nie. Maak nie saak wie dit is nie. Wat doen jy? Jy bly weg, maar jy bid vir hulle. O, bid vir hulle. Bid baie hard vir hulle. Hoekom moet ons wegbly? Die Bybel sê vir ons, as jy betrokke raak by daai mense, gaan daai goed jou aanval. Jy gaan begin aangeval word deur dit wat hulle kenmerk. Selfsugtig wees. Geldgierig, grootpraterig, aanmatigend, godslasterlik, ongehoorsaam aan hulle ouers, bedoelende weier om gehoorsaam te wees aan hulle ouers, ondankbaar, goddeloos, ongevoelig, genadeloos, beledigend, sonder selfbeheersing, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, hooghartig, lief vir plesier eerder as vir God, mense wat 'n skyn het van godvreesendheid. Broer en suster, weet jy wat? Toe ek hierdie vers lees, toe sien ek hierdie land van ons. En dis vir my as dware of Suid-Afrika se mense in die afgelope 15 jaar meer karakterkorrup geword het as die voorafgaande 50 jaar. Daar is 'n geweldige versnelling, 'n verskriklike vinnige agteruitgang in die kwaliteit van mense se karakter. En daar's jou lysie. Daar's jou lysie. Pas die beskrywing van mense wat ons hier lees. Pas dit by iemand wat jy ken? Kan jy agter daai karaktereienskappe regmerkies maak? Die mense van vandag se wêreld, my broer en suster, is so vinnig aan die agteruitgang. Ons sien dit elke dag. Jou televisienuus, die land se regering. Kyk net wat is aan die gebeur met Suid-Afrika se regering. Skielik is ons in die nuus. Ons boere het 'n oop deur Amerika toe, omdat daar 'n wet is wat verklaar dat die regering kan vat wat hy wil sonder om vir jou 'n penny daarvoor te betaal. En skielik onttrekking 400 miljoen Amerikaanse dollar wat elke jaar aan Suid-Afrika gegee word vir 'n klomp aspekte van dit met meriete. Dit het opgehou. Bly weg van sulke mense. My broer en suster, karakterkorrupsie is iets wat buite ons vermoë is om te werk.
Al wat ons kan doen is om as ons ouers vir ons kinders te leer, jy moet nie so wees nie. So moet jy wees as 'n mens. Dit is die Christelike karakter. Dit doen jy as jy 'n Christen is, dit doen jy nie as jy 'n Christen is nie. Dis waar ons hulp en ons werk ophou. Vandag, 50 jaar gelede, kan jy met iemand gepraat het, en daar was 'n kans, die persoon sou kon luister na jou. Daar was 'n kans dat daai persoon sou omdraai. Ek het so ervaring gehad met 'n man van 'n ander kleur, in Vanderbijlpark, 'n jaar lank, terwyl ek geswat het vir Dominee, gaan werk, om weer geld te kry, om verder aan te gaan. Die bestuurder gewees van 'n pragtige nuwe woonstelblok. En jy kom so ingery, die woonstelblok se ingang is die einde van 'n doodloopstraat, 'n cul-de-sac. So regte ronde, jy kom so in, en daar parkeer 'n man sy kar sodat niemand verder daar kan inkom nie, en daar's ander besighede. En ek is toe daar by die hek uit, ek kan nie onthou hoekom nie, hier kom die man wat gaan parkeer, ek sê vir hom, in Engels nogal, want ek dink hy gaan Engels meer waardeer as Afrikaans, sê ek vir hom, excuse sir, but you can't park like that in your way. En hy trap my uit op die pad. Wie is jy om vir my te sê ek moet so en so parkeer? En ek bly doodstil, ek weet nie wat om te sê nie. Ek bly doodstil, ek staan nie daar. En hy gaan na sy kar toe en hy begin die deur oopsluit en hy kom terug. Ek dink, hier's pere. Moet ek hier pad of moet ek flight of fight? En hy kom, hy steek sy hand uit. Hy skud my hand, hy sê, keep up the good work, sir. Keep up the good work. Verlede week vasgesit met 'n vrou. Dominees kan nie op 'n Sondag tussen 9 en 10 'n dominee wees en die waarheid praat en die res van sy lewe laat hy net maar als loop. Nee, broer, suster. Nee. Nee, die hardste werk van 'n dominee is as die kerkgebou se deure toe is, dan begin sy hardste werk. Sy kontak met mense, dan vertel ek vir hulle. Dis reg en dis verkeerd. En ons vat maar die gevolge. 3 vrae, ek sluit af. Eerste vraag is die verloop van ons lewe. Die Here wil net hê en vir ons herinner daaraan, broer en suster, dat ons in die loop van ons lewe, as deel van ons roetine, ons gebed insluit. My gebed is deel van my roetine. In my gebed sê, Here, hou my gereed vir wanneer U kom. Wys vir my op dit wat my nie gereed maak. Dis die eerste wekroep. Die tweede is dat ons sal sien wat rondom ons aangaan. Hierdie kerkgebou, die gemeente, dwars deur Suid-Afrika, behalwe 'n paar stedelike gemeentes, sukkel al wat 'n gemeente is, van die hoofstroomkerke, ons susterkerke, sit met leë kerkgeboue, finansiële probleme. En dis omdat mense wegval. Die groot wegval wat die Bybel voorspel is aan die gang wêreldwyd. Die enigste plek waar die Christelike godsdiens groei is in Midde-Afrika. Midde-Afrika en ook in die Verre Ooste. Dat ons sal besef, dinge loop einde se kant toe. Dinge loop vinnig einde se kant toe. Iewers wonder ek persoonlik, my broers en susters, of die Here nie gaan ingryp om vir mense te sê wat nooit 'n Christelike agtergrond het nie, om vir hulle te help, om vir hulle te laat besef, jy kan nie lewe soos jy wil nie, daar is 'n hel wat vir jou wag, of 'n hemel. Die derde is die wêreld daar buite, die mense met wie ons te doen het, dat ons hierdie karaktereienskappe sal erken, en vir daardie mense sal bid, wat besig is om verlore te gaan. Amen.